Groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus. En ja, hier is ons, nee. Hier is ons nou in die nuwe jaar 2026. En ek bid God se rykste seën oor jou lewe, maar meer as dit bid ek dit oor jou geestelike lewe. Want God wil hê ons moet groei elke dag. Sien, is een ding wat ons daar is, baie van ons is geneig om daar te sit en te sê, ja, ek is gered. En that's it. En dan los ons dit net daar, dan sit ons terug in ons gemakstoel en ons kyk na alles wat om ons gebeur en ons sê dankie dat ek gered is. Dankie dat ek gered is. En ja, ons het gekyk en baie van die oujaarsaand en die nuwejaarsboodskappe kom uit Jesaja 43 uit, nee, baie van dit. En dit sê vir ons, dit sê vir my dit, dat God is besig om te werk. God is besig om in mense se lewens in te saai. God se gees is besig om mense bewus te maak van die feit dat hy sê vir ons daar in Jesaja 43, kyk, ek wil iets niets doen. God wil iets niets doen. God is daar, God is alomteenwoordig, God is magtig. God is hier in ons. Ek meen, ons het gepraat oor die Kersfees, wat is dit? God met ons, Immanuel, God met ons, binne in ons. Nou sê God vir ons in die nuwe jaar, kyk, God wil iets niets doen. En al wat hy van my en van jou verwag is volg sy voorbeeld. Volg die voorbeeld van Jesus Christus, God geopenbaar in die vlees. En kyk wat het God gedoen, wat het Jesus Christus gedoen toe hy hier op aarde geloop het en saam met ons as mens gestap het. En hy het vir ons daai wonderlike voorbeeld gegee. God wil iets niets doen. Maar is jy reg? Is jy bereid? Staan jy daar met oop arms en jy sê, ja Here, gebruik my. Gebruik my in 2026 om iets niets te doen. En ek weet baie van ons doen nou, ons het nuwejaarsvoornemings, ons het beloftes wat ons aan onsself maak en party van ons maak selfs beloftes aan God om te sê, Here, ek sal as U. Ons onderhandel nie met God nie. Dit klink goed en alles, maar maak net jou hart oop en sê, Here, hier is ek, U diensknegt. En dan sê dit vir ons so mooi in die woord van God en dis wat ons het ons riglyn om te sê, Here, help my, sodat U in my, deur my, iets niets sal doen, Here. En hier is die wonderlikste voorbeeld wat ons het daar heel aan die einde van Lukas 2, en ek dink ek het dit verlede week ook 'n bietjie daarvan aan het geraak. Maar dit is so 'n kosbare woord hierdie, dit is so kosbaar, dit som dit alles op, die voorbeeld wat ons het in Christus, dit som dit alles op, bring dit so mooi bymekaar in een vers. Lukas 2, vers 52, hy sê, en Jesus het toegeneem in wysheid en grootte en in genade by God en die mense. Dis 4 dinge wat Jesus gedoen het. Jesus het toegeneem, hy het gegroei in wysheid. Hoe het hy gegroei in wysheid? Ek meen, ons het al hierdie inligting. Dit is op hierdie oomblik het ons so 'n information overload, as ek dit so kan stel. Daar is so baie inligting beskikbaar vir my en vir jou. Ek meen, ons gaan net op en ons vra, ons hoef nie eens meer te tik nie. Ons vra net en ons sê, hey, gee vir my dit en gee vir my dit en it just spews forth. Dit kom net, daai inligting kom net uit en uit. Dis nie wysheid nie. Dit is glad nie wysheid nie. Ek meen die ou ding wat hulle sê, nee, wat kennis is om te weet tamatie is 'n vrug. Maar wysheid is om te weet dat ons gebruik nie 'n tamatie in 'n vrug te slaai nie. So ons het al hierdie inligting en dis wat God het. Weet, hy sê vir ons daar, gebruik dit met wysheid. Hy het gegroei, hy het toegeneem in wysheid. Hoekom? En as ons lees net voor dit, waar vind ons Jesus? God was besig, God self was besig. En as jy lees na die bietjie wat ons verstaan van Jesus, wat hy groot geword het hy daar groot geword en hy het gesien, okay, hoe moet ek? En hy het die gewone dinge gedoen. Hy het skool toe gegaan, hy het geleer om met sy hande te werk, hy het geleer, en hier vind ons hom waarso. En nadat die feesdag, vers 42, en toe hy Jesus 12 jaar oud was, het hulle volgens die gebruik van die fees na Jerusalem opgegaan, en nadat die feesdag vir hulle verby was, en terwyl hulle teruggegaan het die kind Jesus in Jerusalem agtergebly. Maar waar was hy? En hy's 12 jaar oud, ek meen 12 jaar oud, so hy's volgens die wette groot gemaak.
En hy het daar geleer, en hy het geleer, en hy het geleer, en waar vind hy homself? En toe hulle hom sien, was hulle verslaan, en sy moeder sê vir hom, kind, waarom het jy ons so gemaak? Kyk, die vader en ek ons is angs, en ons soek jou. En hy sê, maar waar vind hulle hom? In die tempel, tussen die priesters, tussen die wyse manne. Daar vind hulle hom besig om daai kennis wat hy opgedoen het in die jare en jare en jare, daai eerste 12 jaar van sy lewe, om dit toe te pas, om mense uit te daag op 'n mooi manier, om met mense te praat en kommunikeer en so kry hy sy wysheid. En dis wat hy daar gesê, toegeneem in wysheid en grootte en gestalte ook. Hy het fisies groot geword. Ek meen, is dit nie, wat sê dit daarso in vir ons, 1 Korintiërs 3 vers 16 en 17, 1 Korintiërs 6 vers 19, jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees. Jou liggaam is die tempel van die Heilige Gees. Jy is geskape, gees, siel en liggaam. So wat doen jy omtrent jou liggaam, hierdie tempel, om mooi na daar te kyk? En ja, ons het 'n verantwoordelikheid. En ja, ons geestesgesondheid is gekoppel aan ons fisiese gesondheid. Ek meen, as jy nie goed voel oor jouself en jy weet jy's dalk 'n bietjie oorgewig of ondergewig of jy pas nie mooi meer in jou klere na hierdie feesmaaltyd wat ons gehad het hierdie laaste 2 weke, dan doen jy iets daaromtrent. En die probleem is daar, baie van ons gaan gym toe daai eerste week in Januarie. Ek meen, ons weet, die gyms is gepak hierdie week. Ek meen, daar's mense wat kom van ver en hulle skryf in en na daai eerste week is my spiere bietjie seer en dan sê ek, nee, that's it, done. En ons is uit. Ons is uit. Maar ek vra vir jou, wat doen jy? Want jou geestesgesondheid en jou liggaamsgesondheid is gekoppel aan mekaar. As jy goed voel oor jou liggaam en jy voel goed oor waar jy is en wie jy is en hierdie tempel, dan is jou geestesgesondheid ook sommer dadelik beter. So ek vra vir jou hierdie jaar, wat is jou doelwitte ten opsigte van jou geestesgesondheid? Wat is jou doelwit ten opsigte van jou wysheid? Wat gaan jy doen hierdie jaar om die kennis wat jy opgedoen het in die laaste jaar, die Bybelstudies, die kerkdienste, die podcast, al daai dingetjies wat jy ingeneem het vir die laaste jaar, wat gaan jy doen om dit oor te plaas in wysheid? Om dit oor te skakel, om in wysheid in. Dit beteken, ek gebruik dit wat ek gekry het en ek pas dit toe in my lewe, sodat mense kan sien dat ek self het gegroei in wysheid. En dan die ander een wat so mooi vir my daarso, wat gaan jy doen omtrent jou gestalte, jou fisiese gesondheid in hierdie jaar wat voor ons lê? So ja, ons het dalk 'n bietjie afvallig geraak en vir die wat nie, well done ouens, well done, julle het goed gedoen. Maar die wat het wel, wat gaan ons doen daaromtrent? Ons stel doelwitte. Ons sê teen daai dag wil ek dit doen, teen daai dag wil ek dit doen. Hoekom kan ons dit doen in ons geestelike lewe ook nie? Waar staan ons dan vas? Waar hak ons daar vas? En ek wil net by hierdie tweeetjies stop. Volgende week sal ek aangaan met die ander tweeetjies. Maar dit is vir my so wonderlik om daar te sê, so, wat gaan ons doen in die begin van hierdie jaar? En is die beste ding wat ons kan doen as ons dit neerskryf. As ons dit neerskryf, soos wat ons dit neer, fisies nie tik of op 'n app of wat ook al, ja, dit gaan help. Maar fisies neerskryf om te sê, in die jaar 2025 het ek so geleer en ek het so geleer en dis dinge wat vir my uitgestaan het. Dis dinge wat daar uitgestaan het om te sê, ja, daai woord wat ek by die Here ontvang het, was vir my so belangrik. Maar as ek net daarop sit en ek doen niks, dan praat daai openbaring van ons, praat Johannes so mooi met ons, dan word ons lauwarm. Lauwarm water, niemand hou daarvan nie. Ja, jy hou van 'n lekker warm koppie koffie, of 'n lekker yskoue drankie. Weet, soos 'n lekker yskoue Coke, of 'n yskoue vrugtesap, of selfs maar net 'n yskoue glas water. Weet, daai is twee dinge
Maar as ons daai kennis het en ons is brandwarm en die Here het hier binne-in met ek en jy gepraat in ons diens oor Kersfees, in ons dienste oor die oujaarsaand, in ons dienste in die nuwe jaar. Die Here het met jou gepraat hier, so hy het iets hier binne in jou gesê om te sê, kyk, ek wil iets nuuts doen. Die inligting wat jy gekry het in die laaste jaar, God wil graag hê dat jy daai inligting oorskakel en dit gebruik met wysheid sodat jy ander mense se lewens kan aanraak. God sê ek wil iets nuuts doen. Hy wil hê jy moet jouself fisies gesond maak. So doen iets omtrent jou fisiese lyf, die tempel van die Heilige Gees, die tempel waarin God binne in jou is, Immanuel, God met ons, wat hy binne in jou is. Hy vra vir jou vandag, hy sê, God wil iets nuuts doen met jou. Maar as jy bereid om jou tempel skoon te maak, is jy bereid om jou geestesgestalte reg te maak, is jy bereid om met wysheid op te tree en jouself reg te maak, sodat jy hierdie tempel kan gebruik tot uitbreiding, tot verryking van God se koninkryk. So dis 'n verantwoordelikheid wat ons het. God sê, kyk, ek wil iets nuuts doen. God sê, kyk na my voorbeeld, Jesus het toegeneem, Jesus het gegroei, Jesus het groot geword, Jesus het die dinge gedoen wat hy moes doen elke dag. Elke dag, hy het nie op die bank gesit en TV gekyk nie, hy het nie op die bank gesit en deur sy social media geskraal nie en gesê, wow, dit lyk mooi, ek wens, dit lyk mooi, ek wens, nee, hy het homself gevind, waar? In die boeke, hy het homself gevind, waar? In die tempel, besig met die dinge van die Here. Net so Samuel is ook daar, is 'n goeie voorbeeld, wat toegeneem het in wysheid, toegeneem het in krag, in gestalte, in grootte. Hoekom? Want hy was besig, fisies besig, met die dinge van die wêreld. Hy was daar buite besig met die dinge sodat hy mense se lewens kon invloed op 'n positiewe manier. Dan gebruik ons daai wysheid, mense sien dit in ons gestalte, hoe ons optree, hoe ons uitreik. Ek meen jou gestalte is reg, jou geestestoestand is reg. En dan het jy daai positiewe invloed op mense se lewens. Maar dan groei ons en dan sê God, goeie en getroue dienskneg, jy's bereid om my wil te doen. Jy's bereid om my wil uit te soek en dit te gaan doen. En ek los dit daar, volgende week sal ons na die ander tweeetjies kyk, en dit is so amazing, want dis hoekom die woord daar vir ons is, sodat ons sal groei, sodat ons mekaar sal leer, sodat ons mekaar sal selfs verantwoordelik hou vir sekere dinge wat gebeur in ons lewens, sodat ons in die guns van die Here kan beweeg in hierdie jaar 2026. So ek bid God se seën oor jou familie, jou huwelik, jou verhoudings, en alles waaraan jy raak, mag dit net geseënd wees. En ek bid regtig dat jy jouself sal laat inskakel by 'n kerk wat Jesus aanbid, wat uit die woord uitpreek in hierdie jaar 2026, sodat jy en jou huisgesin geseënd sal wees, want ons volg Jesus met ons alles. En dan gaan God sê, kyk daar, my dienskneg, ek gaan iets nuuts in hom of haar doen. En ek gaan mense se lewens aanraak, omdat my diensknegte getrou was, my diensknegte reg opgetree het, en my diensknegte my liefhet. So ek bid God se seën oor julle, mag julle vandag kerk toe gaan, en mag julle 'n wilsbesluit maak om te sê, ons sal tyd maak in ons besige skedule om die Here te aanbid, te loof, te prys, om te leer en uit te reik waar ons kan. Ek groet jou vandag in Jesus naam, en as die Here se wil is, praat ons weer volgende week. Lief vir julle en moenie bang wees om uit te reik nie. Ons is daar om mekaar te ondersteun. Amen.